Ons kyk nou na vraag 11 van die November 23 vraestel. Die beskrywing hier sê vir ons dat DE is 'n raaklyn by die groter sirkel by E. So as ons net na die skets kyk, dan is hierdie lyn DE 'n raaklyn. So DE raak die sirkel by die punt E. En dadelik moet ek dink aan byvoorbeeld die raaklyn koordstelling, wat vir my sou sê dat E1 net so groot is soos F1. Kom ons kyk gou vir 'n oomblik daarna. Hier is my raaklyn, daar. En hier is my koord. So E1 is 'n hoek tussen die raaklyn en die koord. So, E1 onderspan vir F1. Onthou, jy gebruik altyd jou hande, 'n vinger by E en jy stap na die omtrek van die groot sirkel, ander vinger by K en jy stap na die omtrek van die groot sirkel. En daarom sien ons dat F1 word onderspan deur KE en daarom is dit gelyk aan hierdie hoek tussen die raaklyn en die koord. Goed, ons lees verder. DH is 'n raaklyn by die kleiner sirkel by H. So hier het ek ook 'n raaklyn. En weer eens gaan ek dadelik weet, daar is raaklyn en koorde, so daar moet 'n raaklyn koordstelling ergens wees. Ek kan byvoorbeeld sien as ek hier die koord HK vat, dan onderspan dit hier vir F2. En daar is my raaklyn, so die hoek tussen die raaklyn en die koord is gelyk aan die een in die oorstaande segment. Ek wil nie my skets te vol maak nie, so ek gaan net uitvee, maar ek kan dit tog hier aandui. Ons het nou gesien dat H1 is 'n hoek tussen die raaklyn en die koord onderspan vir F2, so F2 en H1 gaan ewe groot wees. Goed, kom ons lees verder. E, F en K is die snypunte van die twee sirkels. Nou ja, jy kan sien F en K is die snypunte van die sirkels. FK is verleng na D, daar is sy. Dit is waar die twee verskillende raaklyne mekaar kruis, maar onthou, hierdie raaklyn is 'n raaklyn aan die klein sirkel en hierdie raaklyn is 'n raaklyn aan die groot sirkel. So die stelling wat sê raaklyne vanuit dieselfde punt is gelyk, is nie nou geldig nie. Goed, dan sê hy GK is 'n koord in die kleiner sirkel, daar het ons dit, en FE is 'n koord in die groter sirkel, daar is hy, en dan trek hulle ook vir HF, GH en GF. Goed, die eerste vraag sê, voltooi die volgende. D3 is gelyk aan iets plus nog iets, en die rede moet wees die buitehoek van 'n driehoek. So, duidelik wil hulle hê dat D3 die buitehoek van 'n driehoek moet wees, en die enigste driehoek wat gaan werk is hierdie een. So, D3 gaan dan gelyk wees aan H1 plus E1. So, ek wil maar weer my prentjie bietjie netjies hou. D3, vraag 11.1, D3 is gelyk aan H1 plus E1, want dit is die buitehoek van 'n driehoek. 11.2, bewys dat DEFH 'n koorde vierhoek is. So van D na E toe, na F en na H toe.
Ons wil bewys dat dit 'n koorde vierhoek is. Nou dadelik moet jy dink, daar is 3 maniere om te bewys iets is 'n koorde vierhoek. Jy moet bewys dat as jy 'n vormpie het, dat die 2 hoeke teenoor mekaar supplementêr is, of jy moet bewys dat die buitehoek gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek, of as jy diagonale het, kan jy bewys dat enige van die sye gelyke hoeke onderspan. Nou kom ons kyk watter een gaan die maklikste werk. En laat ek hier skoonmaak. Goed, ons het vir D3, ek sien D3 hier. Hy was gelyk aan H1 plus E1. Nee. Maar kyk, hier by F1 en 2 het ons ook iets wat gelyk is aan H1 en D1 en E1. So, dit is nie so moeilik om te bewys nie. Nou, kom ons dink net, waarom was H1 gelyk aan F2, want ons het dit nou ingevul toe ons nog uitgewerk het, toe ons nog deur die hele gegewens, deur die hele deel wat hulle vir ons gegee het, gelees het. Ons het hier 'n raaklyn, dan het ons daar 'n koord, HK, en HK onderspan vir F2. So, H1 is gelyk aan F2 oor die raaklyn koordstelling. En waarom is E1 gelyk aan F1? Ook oor die raaklyn koordstelling, maar hierdie slag gebruik ek hier die raaklyn en koord KE. So KE onderspan vir F1 daar en K1 onderspan vir F1. KE onderspan vir F1. So, E1 is gelyk aan F1 ook oor die raaklyn koord. En nou het ek dat F1 plus F2 gelyk is aan D3. So hierdie hele enetjie hier is gelyk aan D3 en daarom gaan my rooi figuur 'n koorde vierhoek wees, want die buitehoek hier, D3, is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. So ek kan sê, daarom is DEFH 'n koorde vierhoek. En omdat ek die omgekeerde rigting bewys, gaan ek sê omgekeerde buitehoek van 'n koorde vierhoek. Reg, so nou het ons 'n koorde vierhoek. Dan vra hulle vir ons om te bewys in 11.3 dat HFE halveer word. So van tyd, wat het nou gebeur? Kom ons kyk of ons dit net kan terugsit. Van H na F na E moet halveer wees. So wat ons eintlik moet bewys is dat hierdie tekentjie wat ek hier het en daai dooitjie, dat die 2 gelyk is. Maar dit gaan nie te moeilik wees nie. Want onthou nou, laat ek net eers vir myself plek maak, voor ek 11.3 begin doen. 11.3, onthou nou,
ons weet nou dat hier 'n sirkel deur DEFH gaan. So alles wat vir koorde vierhoeke geld, gaan geld. Ook hoeke in dieselfde segment gaan geld. Want HD gaan 'n koord wees. In HD kan hom amper, kom ons probeer om 'n bietjie intrek. Ek is nie seker dat ek dit mooi gaan regkry nie, maar kom ons probeer. Daar gaan 'n sirkel deur al hierdie punte gaan. Och, nie baie rond nie, maar daar is hy so ongeveer. So, jy kan nou sien dat hierdie koord HD vir F2 onderspan. Van D na F toe en van H na F toe, gee vir my F2. Maar HD onderspan ook van D na E toe en van H na E toe. So ek gaan weet dat F2 gelyk is aan E1. Want dit is hoeke in dieselfde segment. En E1 is ook gelyk aan F1. Ons het dit al reeds bewys, maar dit het gekom van die raaklyn koordstelling af. So jy kan skryf raaklyn koord of jy kan maar skryf reeds bewys. En daarom is F1 gelyk aan F2. So wat het ons nou? Oralste waar ek 'n dooitjie getrek het en waar ek 'n bogie getrek het, is die hoeke gelyk. So selfs hier waar ek 'n dooitjie en 'n bogie het, is hulle gelyk. In vraag 11.4 sê hulle indien K1 gelyk is aan E1, bewys dat GK 'n raaklyn is aan die groter sirkel by K. So, hulle het vir my gegee dat K1 gelyk is aan E1. Jy kan sien E1 het ek met 'n bogie gemerk, so kom ons merk K1 ook met 'n bogie. Nou, om te bewys dat iets 'n raaklyn is aan die sirkel, sal ek die omgekeerde van die raaklyn koordstelling wil gebruik. So die een is wat ek as 'n raaklyn wil bewys. En hier is my koord. So as ek net kan bewys dat K2 gelyk is aan E2, want kyk bietjie, daardie koord onderspan vir E2. So as ek kan bewys dat K2 gelyk is aan E2, sal ek klaar wees, dan sal ek bewys het dat GK 'n raaklyn is. So vir vraag 11.4, wat ek graag wil bewys, is dat K2 gelyk is aan E2. Kom ek herhaal dit net gou. K2 is die hoek tussen 'n moontlike raaklyn en 'n koord. Hierdie koord onderspan vir E2. So as ek kan bewys dat K2 gelyk aan E2 is, dan sal dit volg dat GK 'n raaklyn is. Nou ja, ek weet nou nie meer wat te kleure om te vat nie. Kom ons probeer maar 'n bloue vat. Ek dink as jy met hierdie driehoekie gaan werk, kan jy sien dat K1 en K2 saam 'n buitehoek is. So, ek het dat K1 plus K2 saam 'n buitehoek is, en ons weet dat die buitehoek van 'n driehoek gelyk is aan die som van die oorstaande binnehoeke. So K1 en K2 saam is gelyk aan F1 en E2. Dit is die buitehoek van 'n driehoek. Maar
F1 weet ons nou al 'n rukkie. F1 is net so groot soos E1. F1 is net so groot soos E1. Ons het dit reeds bewys. En hulle het nou vir ons gegee dat E1 gelyk is aan K1. Dit het ons nou net, ek gaan hom nou vir julle net wys hier, indien dit gegee is dat K1 gelyk is aan E1. Nou goed, kyk wat het ek hier neergeskryf. F1 is gelyk aan E1 wat gelyk is aan K1, daarom is F1 gelyk aan K1. Nou kyk nou weer na hierdie. K1 plus K2 is gelyk aan F1 plus E2. Maar ons weet nou dat K1 en F1 dieselfde grootte is. Daarom moet K2, laat ek net beter skryf. Daarom moet K2, hoek K2, gelyk wees aan hoek E2. En dan is dit 'n raaklyn. Wat is die lyn G? K is 'n raaklyn. En my rede sal wees die omgekeerde raaklynkoordstelling.